Geliefde kind van God, hoor net wat sê Paulus hier in Filippense 4 vers 13. Tot dit alles is ek in staat, deur hom wat my krag gee. Miskien is dit nog meer bekend vanuit die ou vertaling. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Nou, dis 'n baie bekende, en mens kan seker ook sê 'n baie gewilde teks in die Bybel. En dit laat mense dink, maar dis wonderlik. Jesus gaan my krag gee om 'n nuwe hoogspringrekord op te stel. Jesus gaan my krag gee om al die ander uit te stof in die eksamen en eerste te staan. Of Jesus gaan my krag gee om die suksesvolste sakeman te word op ons dorp. Jesus gaan my krag gee om al my drome waar te maak. Nou, ek moet baie eerlik met jou wees, dis natuurlik 'n gruwelike verkeerde verstaan van hierdie bekende teks. Trouwens, ek dink Filippense 4 vers 13 is een van die mees misbruikte tekste in die hele Bybel, wat mense skaamteloos verdraai om hulle eie egos en selfsugtige ideale te dien. Maar dit is inderdaad 'n baie kosbare teks. So kom ons kyk eerlik en binne die konteks na hierdie gedeelte in die skrif. Soos jy nou sal weet, Paulus is 'n gevangene in die tronk. En ons lees dat hy 'n geskenk ontvang het van die gemeente van Filippi. Hy verwys daarna in vers 10. Ek is in die Here besonder bly dat julle nou uiteindelik opnuut aan my gedink het. Eintlik het julle wel aan my gedink, maar julle het net nie die geleentheid daarvoor gehad nie. So, Paulus is natuurlik nou opreg dankbaar vir hierdie geskenk en hy sê dankie, en dit is ook een van die redes vir die skryf van die Filippense brief. Maar nou moet Paulus versigtig wees en 'n baie fyn lyn hier sny. Hy wil opreg en hartlik dankie sê, maar hy wil dit ook op so 'n manier doen dat dit nou nie sal klink asof hy net swaar gekry het in die tronk en ontevrede was en sleg gevoel het en dat sy vreugde nou van hierdie geskenk en van geld afhanklik is nie. So hy probeer sê, ja natuurlik, ek is baie bly dat julle nou 'n kans gekry het om vir my iets te stuur, maar julle moet tog ook weet, my geluk en vrede is nie van uiterlike omstandighede afhanklik nie, want julle moet weet, my blydskap is eintlik gebou op Jesus self en die krag wat hy vir my gee. En daarom gaan Paulus nou voort en hy praat van sy diepe tevredenheid, sy vergenoegdheid in alle omstandighede, juis ook hier in die tronk, as hy dan in vers 11 sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Jy sien, Paulus en ook alle kinders van God beleef 'n verskeidenheid van omstandighede, goed sowel as sleg. Ja, geliefde, kom ons sê dit maar vir mekaar baie duidelik, die harde werklikheid wat nooit sal verander voor die wederkoms van Jesus nie, is dat selfs ook die getrouste en dierbaarste kind van God steeds lyding, bekommernisse, moeilikheid en ongerief sal ervaar ten spyte van jou geloof. En dikwels natuurlik ook, juis as gevolg van jou geloof in Jesus. Paulus is mos die sprekende voorbeeld hiervan. Hy sit in die tronk nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar juis omdat hy 'n getuie van Jesus Christus was. Nou in vers 12 sê Paulus dat hy ingewy is in al hierdie verskillende omstandighede van oorvloed tot gebrek. Ek weet wat dit is om
te min te hê. En ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig in al hierdie dinge ingewy om versadig te wees, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Nou, dis interessant, die woord ingewy hier is die vertaling van die Griekse woord myeo, en dis 'n skaars woord wat net een keer in die Nuwe Testament voorkom. En dit het die konnotasie van om ingewy te word in die sin van om die geheim te leer ken, om toegang tot 'n verborgenheid, verborge insig, geheime insig te ontvang. So, wat Paulus hier wil sê is, ek het die ware geheim leer ken om altyd tevrede en vergenoeg te wees in alle omstandighede. En weet julle wat is hierdie geheim? Christus is genoeg. Ja, Paulus het die genoegsaamheid van Jesus ontdek. 'n genoegsaamheid wat voldoende is in alle omstandighede, ook in die slegste omstandighede. En nou eers kan ons regtig die kragtige uitspraak in vers 13 verstaan. Tot dit alles is ek in staat, deur hom, dit is nou Christus, wat my krag gee. Nou, dit alles verwys baie duidelik na die voorafgaande, na hierdie verskeidenheid van omstandighede wat God oor sy pad laat kom het. Oorvloed en versadiging, sowel as honger en gebrek. En te midde van al hierdie dinge, die goeie sowel as die slegte, ervaar Paulus 'n diepe tevredenheid, 'n gemoedsrus, en soos die res van die brief dit so duidelik maak, vreugde en blydskap. Ja, Paulus kan inderdaad oorvloed en gebrek, beide van hulle, op die regte manier hanteer. Oorvloed verander hom nie en maak hom nie hoogmoedig nie, en gebrek vernietig hom nie en maak hom nie moedeloos nie, of verleë nie. En nou is dit baie belangrik om net te besef, hierdie tevredenheid waarvan Paulus praat, is nie maar net 'n mensgemaakte stoïsynse harde kop houding nie. Jy sal weet daai houding van ek self sal op my eie reg kom. Ek self kan alles hanteer. Ek het niemand nodig nie en niemand sal sien dat ek seer kry nie. Hierdie stif upperlip houding van ek sal nie huil nie, korporaal. Nee, dis nie Paulus se gesindheid nie. Paulus is nederig en afhanklik van die Here Jesus. En hy ontvang juis sy krag van die lewende Jesus wat by hom is. Net baie prakties. Hoe gee Jesus vir ons krag? Wel, weer eens, ons moet kyk na die konteks. Ons kry krag deur Jesus se teenwoordigheid. Die feit dat hy nou by ons is, maar ook dat ons kan uitsien na sy volle teenwoordigheid wanneer hy kom by die wederkoms. Paulus het daarna verwys in vers 5. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Ons kry ook juis bonatuurlike, boverstandelike krag en vrede deur ware hartstogtelike vurige gebed met danksegging. Vers 6 en 7, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Ons beleef die krag en die vrede van Jesus, en luister mooi, juis die ook deur ons eie gedagtes te dissiplineer, om aan dinge te dink wat pas by Jesus, ja, om op Jesus self, op sy karakter en sy gesindheid
te fokus. Daarom sê Paulus verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop, bedink dit, herkou dit. En natuurlik, as ons nou weer dink oor Paulus se praktiese situasie, dan sien ons mos nou juis ook hoe God medegelowig is. Die liggaam van Jesus, in hierdie geval die gemeente van Filippi, gebruik het om vir Paulus by te staan en te bemoedig deur hulle gebede, maar ook deur tasbare hulp in die vorm van 'n geskenk. Vat dit vir jou as 'n troos en 'n waarheid. As jy Jesus ken as jou verlosser, as jy jou tot hom bekeer het, weet verseker, is sy krag tot jou beskikking in alle omstandighede, goed en sleg. Ja, daar kom goeie tye van oorvloed en daar kom swaar tye van moeilikheid en gebrek, maar sy krag stel ons in staat om te alle tye 'n diepe tevredenheid en vergenoegdheid te ondervind. En weet jy, hierdie was vir Paulus nie 'n teorie nie. Dis die werklikheid vir hom gewees. Ja, hy het hier, terwyl hy hier skryf, tevredenheid beleef binne in die tronk. Maar ons moet net onthou, dis nie al swaar kry wat oor sy pad gekom het nie. Ons kry 'n hele lys van sy ellendes daar in 2 Korintiërs 11, en ek gaan nie als lees nie, net van vers 24, waar hy sê, van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. Dis nou 39 houe elke slag. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer, dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte. Interessant dat Paulus dit ook noem. Honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. Dis maar 'n paar van die dinge wat hy noem. En dan as mens verder gaan in hoofstuk 12, dan lees ons van die doring en die vlees, daardie ding wat hom so geplaag en wat hy oor gebid het. 3 maal dat die Here dit moes wegvat en dat die Here gesê het, nee, hy gaan dit nie doen nie, maar my genade is vir jou genoeg. En dan sê Paulus in vers 10, ter wille van Christus verheug, verbly ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Jy sien die krag van Christus, wat Paulus tot alles in staat stel, het nie beteken dat die Here hom sterk gemaak het om weg te hardloop van die swaar kry nie, of dit te ontvlug nie, maar om vreugde en tevredenheid te ervaar te midde, binne die swaar kry. En hierdie tevredenheid te midde van swaar kry is natuurlik 'n kragtige getuienis dat ons die Here Jesus dien, omdat hy waarlik ons Here en ons Verlosser is, die Seun van die lewende God, en dat ons hom nie maar net dien ter wille van selfsugtige gemak en tydelike voordele nie. Ons moet net onthou, en ek sê dit met groot meelewing en pieteit, lyding is deel van die Christelike pad en roeping, want lyding was ook deel van ons Here Jesus se pad en roeping. Maar, onthou, ons lyding is nie 'n doodloopstraat nie. In ons lyding ontvang ons nou reeds krag om tevrede te kan wees. En eendag sal ons lyding plek maak vir volmaakte heerlikheid. En so loop ons die pad van Jesus, net soos hy van vernedering en selfvernedering en lyding tot by
verhoging tot aan die regterhand van die Vader. Die krag van Jesus, in Filippense 4 vers 13, is nie die krag van die toordokters, of die life coaches, of die prosperity leraars, wat net welvaart beloof nie. Nee, dis die krag van Jesus Christus, wat ons in alle omstandighede in staat stel tot tevredenheid en vreugde en natuurlik volharding. Mag jy dit ook beleef in jou omstandighede. Amen.